hier is weg, hastig, okay. Sê gou vir my, wat kan jy onthou van laasweek se les? Magtig, 2 weke terug se les. Ja? Wat kan sê bly dan wat is nie mooi dan wat kan sê. Aha, ja. En as ons dus vir iemand spreek wat in Amerika is, dan gaan die woorde na hom toe. Ja, lei die atmosfeer, baie mooi onthou. Ek is nie maar vandag nog die derde so. Onthou jy daai net, dit was 'n cool les geweest, né? Ja. Jy vir julle groot is? Niks, kyk. Ek het vir Maar jy onthou laasweek se les, het gaan dus die vere uitgeskit het. Jy sê dis hoe ons woorde uitgaan, so as jy iemand seer maak met jou woorde, wil ek goed sê op jouself, negatief goed vir jouself sê, kan nie nou huis toe hardloop en sê ek repent en hy vergewe jou, maar daai woorde wat seer gemaak het by daai ouetjie bly daar in sy hart. Al het Jesus jou vergewe. Daai is negatiewe woorde bly in die atmosfeer draai, né? Okay, so ons versigtig is op by ons mond uitkom. Dis ook my woord sê lewe en dood in die mag van nie tong. En jy wat dit gebruik, sal daai vrug daarvan dra. So wat jy sê, sal nie weer terugkom, né? Okay. So vandag se les, hooplik is weer 'n goeie les, is dat die duiwel is magtig. Wow. Maar God is almagtig. Okay. So ek wil lees op verstaan as die verskil tussen magtig en almagtig. Okay? Is jy nou klaar? Okay. So sê ek vir my, wat weet julle daarvan aan? Wat dink julle as ek sê die duiwel is magtig, maar God is almagtig? Ja? Sê? God is almagtig om te kan enige iets doen, maar die duiwel kan nie seker doen. Okay. Ja? Die duiwel kan goeie doen, maar God kan dit sê. God kan? God kan meer as dit. God kan meer as doen? Nee meer? Almagtig beteken hy kan meer krag. Hy het meer krag. Yes. Sy mag is alles is alles magtig. Hè? Wat beteken alles en wat beteken net van die goed? Wat is die verskil? Alles is soos die hele wêreld, Alles, ja. alles. En van die goed is net soos die wêreld. Dis van die goed. Net Kyk. dat daar. Ja. So die duiwel kan van die goed doen, hy's magtig, né? En hy's nogal sterk en hy kan regtig goed aanvang, maar God is alles magtig, so hy is nog bo dit ook. So dink jy die duiwel kan van God uitoorleef? Nee. Nee, ek dink die duiwel dink hy kan my uitoorleef. Ja, shame, die arme ou, ek kan baie keer net jammer, die deel dit. Nee. Hy dink hy gaan aan die einde vir Jesus wen, kan jy dink hoe groot sy surprise gaan wees as hy daar kom. Okay, kom ons lees gou 'n bietjie skrif. Voor ons by die skrif kom, wil ek gou sê, toe ons daai sing, en die skrif gaan 'n bietjie dieper, kom ons gaan so 'n bietjie op die oppervlak, waar die Ou Testament, waar ons die stories lees, julle ken ons al baie Bybelstories, kon julle sien waar die duiwel magtig is, maar God is almagtig. Ons het van die stories gesing daar. Gee 'n bietjie voorbeeld. Jamie? Daar waar die duivel hom oral gevat het, vir Jesus oral gevat het. Ons versoek het. Ja. Ja, hy het gesê, ek kan alles kry, maar hy sal klaar opsien. Yes. So hy het die matriek gekom en hy geleer was. Dit is die storie wat ons gesê spring van die dak af. Yes. Was dieselfde, was 'n versoeking daar geweest. Alleen voor die gods, Jesus se volk, en volk. Yes. Okay. Wat dink julle van die Ou Testament stories? Wat dink julle van Daniël en die leeukuil? Hæ? Dink jy die duiwel was magtig daar? Was magtig, maar hy is Ja, die duiwel was magtig want hy het vir Daniël en die leeukuil laat gooi. Hy is nie magtig. Hy is magtig, maar hy is nie almagtig nie. So kan julle sien in die Bybel, sien ons hoe die duiwel magtig is, hy gooi vir Daniël en die leeukuil, maar kom God, hy is almagtig en hy maak die leeu se bekke toe. Dink jy dis moontlik dat leeu se bekke so net toe gaan? Nee, net iemand wat almagtig is kan dit doen. Dit was 'n engel. Ja, wat se stories dink jy ons al nog wat ons kan doen? Toe Moses die Israeliete uit Egipte uitgehaal het, wat daar gebeur? Dink jy hulle Farao was godskind geweest? Hy was van die duiwel af, dink jy hy was magtig? Hy het op daai stadium die grootste armee in die wêreld gehad, weet jy, hy was die sterkste koning in die wêreld geweest. Die Farao, wat is Israeliete as slawe gehad het. So hy was magtig, hy het hulle geslaan, hy het hulle slawe gemaak. Dit was erg
erg gewees. Maar toe kom God hy stuur vir Moses en Moses kom haal hulle uit. Met die, wat het ons gekry al? Die 10 plaag en die see wat oopgaan. Dink julle Farao kon dit doen wat die duiwel binne hom was? Nee, so sien hoe God weer almagtig is bo dit wat die duiwel kan doen. Maar God is ook, soos van sy tyd aan Moses se staf gesit, so hy het net sy staf uitgesteek en toe gaan die see oop. Exactly. Dink jy Farao se towenaars kon hulle staf uitsteek as die see opgaan? Nee, so sien hoe hulle magtig was. Die eerste 3 triks wat Moses gebring het, toe die slang neergooi, die stok neergooi, die slang op en hy tel op, kon hy hulle ook doen, hè? En toe hy sy hand indruk en hy is siek en hy druk sy hand weer in en hy is gesond, hulle kon dit ook doen. En selfs die water wat ek dink hulle bloed verander het, kon hulle ook doen. Maar so hulle het mag gehad van die duiwel, ek gaan nou nie kom met Johan, maar hulle was nie, toe die ander triks kom, ek wil sê triksie wat is wonderwerke, waar God almagtig is, toe kan hy dit nie doen nie. So die duiwel kon selfs van daai wonderwerke wat hy Moses laat doen het, ook mimiek met hulle magic, né? Maar hy kon nie alles doen nie. James? Hulle met die officiële storie daarso, hulle die Farao het ook 2 manne gehad wat hulle probeer maniere uitvind hoe hy dit reg gekry het en alles. Daar's so 'n keer. Maar hy kon nie. Ja, hulle is net magtig tot op 'n punt, presies dit. So die duiwel het mag tot op 'n punt en dan val hy sy wielietjies af. Ja, en dit kan nie dit en die van hulle het van die bloed wat in die dit kan kwam toe wat hulle bietjie van die water en gooi. Toe maak hulle net 'n triek, hulle kon dit eintlik doen, né? Maar dit is nie te slim nie. Geen idee, dit is net wel sterk voor. Dawid en Goliat, dink jy nie is ook 'n storie van dit nie? Hè? Ja, En Jerigo se mure wat omgeval het. Nee, en die, okay. So deur die hele Bybel, ons het net 'n paar genoem, deur die hele Bybel sien ons eintlik die hele tyd hoe die duiwel magtig is, maar God is almagtig. En dan kom die duiwel met 'n triek en dink hulle, ooh, hier is ons in die moeilikheid, dan kom God en sê, maar ek is almagtig, ek gaan julle uitred. En die duiwel kan nooit God se redding keer nie. Het julle dit al gesien? Nee. Besef julle dit? Ja. Dat die duiwel kan nooit God se redding wat hy hulle bring keer nie. Né? Maar God kan die duiwel se krag keer, maar die duiwel kan nie God se almag keer nie. Het julle al daaraan gedink? Dis al wat ek maar dink, ja? Ek wil net 'n voorbeeld gee. Dis 'n voorbeeld. Okay, so kom ons lees 'n bietjie 'n dieper skrif. Ek wil gou hierdie skrif lees. Kom ons lees hierdie. Okay, so hierdie is nou 'n baie diep skrif. Hierdie gaan na Nuwe Testament toe. 1 Korintiërs 2 vers 7 en 8 sê: maar ons spreek die wysheid van God. Ek gaan nou stadig lees. Ek wil hê, weet julle is klein van julle, maar weet julle hoor want die Heilige Gees is in julle. So hoor mooi wat ek kan sê. Maar ons spreek die wysheid en ons slimheid van God wat bestaan in verborgenheid. Waar is verborgenheid? Is wanneer ons dit wegsteek, né? En ons dit in die geheim doen wanneer niemand weet wat ons doen nie, né? Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid wat bedek was, né, weggesteek was, wat God van ewigheid af voorbeskik het. So vandat God bestaan het, hy bestaan ons ook van altyd af. Het hy dit al geweet, voorbeskik het tot ons heerlikheid. So God het van altyd af hierdie ding geweet vir ons heerlikheid, sodat ons dit kan kry, wat hy in die geheim weggesteek het, wat niemand geweet het nie. Hy sê wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Wie is die heersers van die wêreld? Die duiwel. Onthou, Adam het ons dit vir die duiwel gegee, toe hy gesondig het. Jesus het kom terugvat, né? Okay? Jy kan dit klaar lees. Kyk, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. So die duiwel het nie hierdie ding geweet wat God van altyd af geweet het in die geheim nie. Die duiwel kan weet nie. Hoor wat sê hy sê, want as hulle dit geken het, hy praat van die duiwel, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. As hulle hierdie geheim geweet het, sou die duiwel nooit vir Jesus gekruisig het nie. So kom ons dink aan wat se geheim het hulle nou geweet. Weet jy wat die geheim is? Wat God geweet het, wat die duiwel nie geweet het nie. Julle groot is, wat het gebeur toe Jesus gesterf het en opgestaan het? Hy het al die sondes gevat. Kyk, so kom ons kyk hoe bang is Jesus voor hy gekruisig word, want die duiwel is magtig, né? Onthou dit nou, die duiwel is magtig, hy kan Jesus laat doodmaak. En hy kom met vrees na Jesus toe. Hy sê, maar die engel antwoord en sê vir die vroue, voorgeskryf, en toe hy in 'n sware stryd kom, Jesus het gaan bid op die berg, kom hy met groot inspanning gebid, so hy het vrees gehad, en sy sweet het geword soos bloeddruppels op die grond val. Hy was so bang,
Jy weet, sweet is nie so groot druppels as jy 'n sweet druppel het nie, maar as jy bloeddruppels het, is dit 'n groot druppel, né? Hy was so bang dat sy sweet soos bloeddruppels gedrup het, so bang was hy. So die duiwel het met sy magtigheid na Jesus toe gekom en sê, Boetie, weet jy wat vanmôre met jou gebeur? Jy gaan my kruis aan of jou slit nie weet waar jy is nie, en hy gaan jou doodmaak. Okay? So die duiwel dog toe, yes, hy het die seun van God doodgemaak. 3 dae later, wat gebeur toe? Hulle gaan na Jesus se graf toe en daar sit 'n engel, maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, hoekom nie? Want hy het opgestaan, soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar Here gelê het. So sien waar die almag nou kom. So wat is hierdie geheim wat God van altyd af geweet het, wat die duiwel nie geweet het nie? Dat hy almagtig is met dit. Ja, wat was Jesus? Was Jesus skuldig geweest aan sonde? Nee, hy kan die kruis vir ons sondes betaal en dit op hom gevat. Okay, so, ja. Pilate het eers gesê dat niemand is nie skuldig nie, né? Okay, so hy het dit geweet, maar die res van dit het nie geweet nie. So, wie het al die reëls geskryf waarin ons lewe? Daai deel wat sê, dit wat jy uitdeel sal jy toe terugkom. Dit wat jy spreek, so sal dit wees. Wie het die reëls geskryf? God het dit geskryf. So ons wat in Suid-Afrika bly, ons ken nou basiese reëls. As jy by Pick n Pay uit moet jy betaal vir jou brood. As jy by die stopstraat kom, moet jy doodstop. As dit kwaad is vir Jamie, kan ek nie met die kar oorry nie, dan gaan jy in die tronk sit. Verstaan jy? Daar's reëls wat ons hou wat maak dat ons veilig is, sodat ons nie tronk toe gaan nie, né? As jy die brood nie betaal by Pick n Pay, gaan jy toesluit. Is ek reg? Okay. So dink julle ons ken al die reëls van Suid-Afrika? Nee, maar ons ken die basiese reëls wat ons veilig is, ek reg? Okay. Wie het al die reëls van die universe geskryf? God het. Hy is almagtig. Dink julle die duiwel ken al die reëls? Nee. So hoor wat sê hy hierso. Hy sê maar ons spreek van 'n wysheid wat God het bestaan het 'n verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het vir ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers in hierdie wêreld geken het nie. So hy sê ons reëls wat ek geskryf het wat die duiwel nie van geweet het nie. Wat is daai reël? Dat as 'n onskuldige man vir al die skuldiges betaal met sy lewe, maak hy hulle ook onskuldig. Hoor jy wat ek sê? Is groot, julle moet dink oor is diep. As 'n onskuldige ou sterf vir almal wat skuldig was, maak hy hulle ook onskuldig. Ja, maar Jesus was onskuldig en omdat hy onskuldig doodgegaan het en ons sonde op hom gevat het, is ons ook nou onskuldig voor God. So hy sê as die duiwel dit geweet het, sou hy nie gekruisig het nie. But guess what? Die duiwel het dit nie geweet nie. Want hy is stupid. Want hy is net magtig, hy is die almagtige. So net soos ons ook nie al die reëls van Suid-Afrika ken nie, ken die duiwel ook nie al die reëls wat God ingesit het nie. En dit sê vir ons dat God is almagtig en die duiwel is nie magtig. So. Nou wil ek julle nog 'n laaste skrif lees. Romeine, hoe jy skryf die skrif nie. Nou jy was Lukas 22:44. En die ander een is Matteus 28:5 en 6. En hierdie enetjie is Romeine 8:28. Hy sê en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles in goeie lewe werk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So sê vir my, dink jy nie die duiwel kom nog steeds in ons lewe met sy magtigheid en maak goed om ons wat nie lekker is nie? Doen hy? Ja. Maar wat sê God elke keer vir ons? Ja? Jy kan dit doen. Hy sê, maak nie saak wat die duiwel doen nie, ek sal jy nog steeds laat wen. Dis wat die skrif sê. Hy sê, ek sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat my lief het. So as ons vir God lief het en ons is in 'n verhouding met hom, kan die duiwel kom net waarmee hy wil. God sal ons nog steeds op die einde van die dag laat wen. Né? Kom ons lees gou die ekstra skrif wat we opgekom het terwyl ons geworship het. Dis Psalm 18:30. Psalm 18:30 sê, want met u loop ek 'n bendestorm en met my God spring ek oor 'n muur. Weet jy, dat is 'n bende? Dis klomp evil mense wat soos aangestorm kom en jy wil aanval. Hy sê, ek alleen met my God sal op so 'n bende afstorm en ek sal nie bang wees nie. Was Dawid bang vir Goliat en al sy makkers wat hom gestaan het? Was Dawid het hy soldate omgehaal? Hy was so alleen, maar wie was wel? God was wel. Dit is so, ja, die mens wat mens natuurlik goed doen, hè?
Ok, so hoor wat sê hy, so hy sê met my God sal ek 'n bende storm loop en met my God sal ek oor 'n muur spring. Oor 'n muur praat hy hierso ons van daai tyd se stede het ons hierdie dik mure gehad wat ons beskerm het. Ons sal nie eens bang is om in te spring om te kyk wat binne daai stad aangaan. Want God is by hom. Dink julle dat jy sal as iemand jou aanval, iemand kom in julle huis en hy breek in, dink jy sal kan staan in die naam van die Here op daai oomblik en sê in die naam van die Here sê ek jou. Dink julle dat jy daai krag binne in jou het? Is jy oortuig daarvan? Want dit help nie ons glo in God nie, wie glo almal in God? Daai wat? Die duiwel glo ook in God. Hulle weet ook hy's reël. Kyk en hulle sin in hom, hulle is bang. Die vraag is nie glo ons in God nie, almal glo in God. Die vraag is glo jy God? Is jy oortuig dat God almagtig is? Maak nie saak waarmee die duiwel na jou toe kom nie. Is jy oortuig daarvan? En nou wil ek net vir julle 'n storie vertel wat al by ons gebeur het. Tannie se maale boere op die Botswana grens en die kinders weet die plaas het 2 jaar in 'n ry 2 keer na mekaar amper die hele plaas afgebrand. Né? So die duiwel is magtig, hy kom met hierdie goed. Die een brand wat gebeur het is net buite die grens van die plaas. Het die Shangomas het 'n klomp kinders gesteel in die lokasie wat hulle in sulke inisiasies in Fors by die kinders nie wil wees nie. En toe het hulle weggehardloop. En toe besef die Shangomas maar hulle bewyse gaan uitkom want hulle het die kinders gesteel. Toe steek hy veld aan die brand om hulle evidence uit te brand. En toe kom daai vuur oor en ons kon hy brand die hele 2000 hektaar af. So met duiwels goed wat gebeur het net buite, kom die duiwel en brand die hele plaas af. Maar kyk hoe almagtig is God. Ons kry al die beeste betyds in die kraal my male, né? Voor die vuur hulle kan doen, want dit is koeie met klein kalfies en ons daar ons bly nie oop soos hier nie. Dis klippe en dorings soos hier dat jy beeste vinnig aanjaag. Hulle loop moeilik op hierdie klippe. Hulle kry al die beeste betyds in die kraal waar ons al die gras is nie waar die vuur nie kan brand nie. 'n week later bel die droogtefonds uit die blou tyd by ma, sê hulle het ekstra hondermis wat hulle moes vervoer meng vir die beeste. Kan op my ma vra wat kom afloop. My ma sê ja asseblief, dit is R30.000. My ma het nie daar geld nie wat hulle vir verniet kom aflaai sodat hulle die beeste kan kos gee. En 2 weke na dit begin dit reën, kom gras. Toe reën dit soos reën. So sien hoe werk die Here. Die duiwel kan kom net waarmee hy wil. Hy kan tot jou hele plaas afbrand, maar God se almag sal altyd alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy liefhet. Het jy hom? So die duiwel wil altyd eens moet vaskyk in dit wat hy in ons lewens kom doen en hy is besig. Onthou hy haat ons met alles in hom. So hy sal altyd 'n triek draai met jou. Hy sal nooit ophou tot ons in die hemel kom nie. Dit is net wat dit is. As jy gebore is op aarde, is jy in 'n oorlog ingebore met die duiwel, of jy nou weet of nie, dis wat dit is. Maar God sê, jy sal altyd aan die ander kant 'n wenner uitstap. Het jy nou al gekyk as ons kinderstories kyk of grootmensstories op die TV? Dan gebeur ons altyd met die ouetjie wat goed is iets, né? Ek dink aan Lion King. Wat is sy naam? Simba wat weggejaag raak, né? En dit lyk of hy gaan doodgaan daar in die woestyn en die goeters. Maar het julle al gesien dat elke storie op die einde, wie wen altyd op die einde? Die ouetjie wat die liggaam het, né? Is ek reg? Dink aan enige storie, die tannie kyk glad na horror stories as ek wil goed nie, maar selfs op horror stories, die ouetjie wat goed is, hy wen altyd op die einde. Selfs daai Hollywood mense wat van die duiwel besete is en glad nie die Here ken nie, skryf die stories sodat die ou wat goed in hom het, die lig in hom het ook wen. En hulle ken nie eens die Here nie. Hè? Heel daar gedink, hoe die Here hierdie ding net werk, dat die lig altyd wen. Die lig verdryf altyd die duisternis. Dan weet jy hoe lyk Megamind, die maak seker hy werk ook so met al die stories uit. Ja? En dit ook wanneer die duiwel iets aan jou doen, dan kry ook dubbel die ding terug. Die duiwel, yes, hy Jy doen. kry dubbel van dit wat jy verloor het Terug, as jy hom vergewe, Ja. daai ouetjie wat die duiwel gebruik het teen jou. Ok, En die duiwel kan Jesus kan ook enige iemand gebruik, soos om na jou te kom iets van Jesus te sê, maak nie saak of hy godsdienstig of nie. yes, ek het enig met gebruik met help. Ja? Ok, dis die waarheid. So jy het nie geskryf, die duiwel het baie planne en kan baie skade doen, maar die Here weet alreeds wat die duiwel gaan doen, nog voor hy dit gedoen het, weet jy dit ook? Ja. Dat God is by die tyd. Hy is nie gister en vandag en môre en 3 weke van nou nie. God het die begin en die einde alles in een gesien. Het jy al kyk as jy 'n poppenkas kyk, né, daai ons wat met die poppe speel. As jy van bo af kyk, jy weet jy kan eintlik klaar sien wat gaan gebeur. God is soos bo, ons het alles klaar gesien. So God weet dat die duiwel met 'n triek na jou toe gaan kom, en voor die duiwel dat jy 'n triek na jou toe kom, weet God dit klaar.
Dink jy nie God het al klaar plan om jou uit te haal nie, en jy het laat wen op die einde nie? Of dink jy dat God sê dan en dan kyk, Jesus, dit het vir al jy gebeur, ek moet hom seker nou help. Dink jy dit is hoe God lyk? Nee, toe hy sy jou aan die kruis Jesus in sy liggaam betaal het hy klare oplossing gekry vir al die probleme vooruit betaal. God het al klaar met jou probleme gaan wees van 'n week van nou, wat jy nog nie eens van weet nie. En hy het klare oplossing vir jou vir dit. Hy het klare wenkaartjie vir jou. Hy het klaar die reën wat kom en die voer wat afgelaai word en hy het klaar dit vir jou. Is dit nie amazing nie? Ons mense weet jy wat vooruit kom jy so siel nou my toe kom en sê, mama, daar het nou verskillende dinge gebeur. Dan sê ek soos, genigtig, jy moet ons nou plan maak. Want ek sê 'n mens, maar God lyk nie so nie. God weet al klaar dit gaan gebeur en hy het klare oplossing vir jou. Die vraag is net, gaan ons na God in sy almag om te gaan hoor wat is die oplossing of probeer ons eie plannetjies maak? Ons probeer ons eie plan. Maar ons moet by 'n plek kom waar ons besef God is almagtig en hy weet dit en daarom gaan hoor. Okay, so die duiwel lyk partykeer of hy wen, maar hy kry nooit die laaste sê in. Weet jy wat dit klink so beteken die laaste sê? As ek in my beklei en ek sê, man, my rok is mooi, nee, jy sê nie, jou rok is mooi, man, my rok is mooi, en ek gaan nie ophou nie, want ek wil die laaste woord sê, ek wil nie dat jy die laaste woord sê nie, want ek wil die laaste woord sê. Julle ken dit, né? As jy stryd met 'n mandjie, dis die laaste sê. So die duiwel kry nooit die laaste sê nie, al lyk dit partykeer of hy wen in jou lewe. God sal altyd die laaste sê in jou lewe hê dat jy wen. As ons hom liefhet, né? Okay. So die enigste vraag wat ons vir onsself moet vra is jy oortuig van dit? Is jy in jou hart oortuig dat dit is wie God is? So elke van julle moet vanaand bietjie sê daar alleen in die bedjie is, maar my het klaar in die bed gesit het, bietjie gaan dink, is ek oortuig dat as hier nou 'n skelm in die huis inkom en ek roep die naam van die Here aan, dat hy my onmiddellik sal red? Of twyfel ek 'n bietjie? En hoe raak ons oortuig van God? Wat moet ons doen om daardie oortuiging te kry? En nog 5 Bybel lees, wanneer ons tyd in die woord spandeer, dan kry ons dit. Wie van julle het julle boekrol al gelees wat julle gegee het? Lees jy hom gereeld of min? Okay, julle is so om te lees. Lees hom gereeld. Help dit jou om te voel jy weet wie jy is in God, né? Nee, nou kry ek goed vir jou eentjie baan. Okay. Was dit 'n goeie les? Okay, maar nou is ons die praktiese demonstrasie doen. So ons het 2 duiwels vanaand wat Sion gaan vang. Nee, wag, ons het hom klaar geoefen, anders is dit werklik triekie. Kyk. En jy pak hulle, wat jy vang. Nee, hy is op sy eie, die duiwel is magtig, hy is besig met hom daar. Okay, so wys bietjie, sit jy vas, wag eers, wys. Okay, so partykeer lyk dit of die duiwel, Sion, wys dit gou, wees vas. Partykeer lyk dit of jy so vas is, jy kan nie uitkom nie, jy weet nie wat te kant toe nie, jy weet nie hoe gaan jy die probleem oplos nie. Maar dan bid ons, né, Sion, hoe kom jy daar uit? Vir wie vra jy? Asseblief, wys vir ons. En dan praat God mos met ons in ons hart, ons het mos al die les gedoen, hoe hoor jy God se stem? En dan gee hy vir jou 'n oplossing wat sy plan is, nie jou eie plan nie. Kom die duiwel kan hom nie help nie, hy moet by Here hoor wat hy moet doen. En daar die Here hom wysheid gegee om los te kom en weg te hardloop van die duiwel af.